Daar is mense wat 20 jaar gelede hulle genesing moes gekry het. Daar is mense wat 2 jaar gelede hulle seëninge gekry het, maar wat gebeur? Daar is iets wat op hulle pad staan, dat hulle nie die deurbraak in hulle lewe moet kry nie. So, die vraag is, wie staan in jou pad? Vra vir die persoon langs jou. Jy is op pad, maar iemand staan in jou pad wat jou blokkeer. Hy blokkeer jou om nie in te stap in jou belofte land. Weet wat is 'n belofte land? Die beloofde land, soos hulle dit sê. Dis die land wat oorloop van melk en honing, maar hy het hier agtergekom dat die rede hoekom hy nog nie in die belofte is nie, dis omdat iemand in jou pad staan om in jou belofte land in te gaan. Die vraag is, wie is die persoon? Vra vir die persoon langs jou, is jy die een wat in die pad staan? Want die rede, hoekom jy van... ek wil dit nie soveel sê nie, maar kom ons gaan kyk gou wat sê die woord, en ek gaan vir jy, van julle gaan so geskok wees, wat in die Bybel staan. En alles wat jy deurmaak vandag in jou lewe is klaar opgeskrewe in die Bybel, nog voordat jy gebore was. Kom ons gaan kyk om Matteus 13. Okay? Matteus 23 vers 13. Gaan na Matteus 23 vers 13. Sê vir die persoon langs jou, raak verlief op hierdie Bybel. Raak so verlief op jou Bybel. Lees jou Bybel, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag. En jy sal Ons het dit in die kleuterskool, in die sondagskool gelees, maar ons doen dit nie. jy sal Nou lees gou vir ons Matteus 23 vers 13. Wat sê die Bybel vir ons? Lees dit my suster. Maar wee julle skrifgeleerdes, Nou wie beteken wees gewaarsku? Okay? skrifgeleerdes en fariseërs, fynsdes, Okay, stop net dan. Nou wie is die skrifgeleerdes? godsdienstige, Wie is die fariseërs? Sê wees gewaarsku sondaars. Sê wees gewaarsku die afvalliges. kerkmense, Wy sê wees gewaarsku wie? kerkmense, kerkmense, Kerkmense. Hy praat hier so met Christene, die bekeerlinge, die pastore, die ouderlinge. Lees dan my suster, wat sê? want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense. Wat? Hy sê daar is pastore en apostels wat die deur vir jou toesluit, vir jou om nie in die koninkryk in te gaan. Sê vir die mense langs jou, Here help me, Here help me. So, daar is sekere pastore wat in jou pad staan. Sê Ina. Die probleem is jy laat toe dat sekere mense wat toegee dat hulle is godsmanne en godsvrouens, maar hulle is in jou lewe geplaas om jou te keer om nie in die koninkryk in te gaan. Sê Eina. Lees weer my suster, hulle glo dit nie vir my nie. Want julle gaan self nie in nie. Hy sê selfs die wat apostels, profetes, hulle sal nie ingaan nie. Kom ek sê van julle gaan geskok wees wie in die hel gaan wees en wie in die hemel gaan wees. Lees dit weer van voor my suster. Maar wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, gefynsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense, want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan. Dis wat die Bybel sê. So die rede hoekom jy nie ingaan nie, dis omdat jy op 'n verkeerde... Here help my. Jy gaan na kerk Sondag, maar wie sê vir jou jy's op die regte plek? So daar is mense wat gebore is en hulle missie is om jou te keer om nie in die hemel in te gaan.
Hulle hele missie is om vir jou om jou te blok, soos hulle in Engels sê, dat jy nie die beste van God in jou lewe. Hoekom gaan dit so swaar met jou? Jy bid en jy vas. Jaar in en jaar uit. Jy gaan na hierdie profeet bid vir jou. Hierdie apostel bid vir jou, maar niks verander nie. Iets is nie verkeerd, iets is nie reg. So wat beteken, daar is sekere manne en vrouens wat die duiwel aangestel het met 'n titel wat geestelik is, maar hulle is daar om jou te stagneer. So die rede hoekom dinge stadig gaan in jou lewe, dis omdat jy toegelaat het. Daar's sekere mense wat nie in jou lewe behoort nie. Van julle sit in dieselfde kerkbank, jaar in en jaar uit, maar niks verander. Maar nou nie so heilig lyk julle, weet wat ek praat. So wat beteken hierdie mense, hulle het die sleutel. So jou sleutel het jy afgegee aan iemand anders. So wees baie versigtig onder wie jy onderdanig is. Wie sê hy pastoor is jou pastoor? Hallo? Wie sê hy profeet is die profeet in jou lewe? Julle gaan van profeet na profeet na profeet na profeet, maar niks verander. So jou toekoms is nie opgesluit in iemand nie. Jou toekoms is opgesluit in die keuse wat jy maak wie die persoon is wat saam met jou is in jou lewe. Sê die persoon agter jou, van vandag af gaan ek van sekere mense ontslae raak in my lewe. Yes. Veral die pastore en bishops en apostels. Met alle respek, Ek respekteer die gesag van God. Maar nie elke gesag is van God nie. So alles wat goed is, beteken nie God is daarin. Jy koor dans, jy dans in hy kerk en maar niks verander nie. Iets is nie reg. Jaar in sukkel jy met dieselfde ding, maar jy noem jouself 'n Christen. Jou buurman bou 'n 3-slaapkamerhuis, 'n 2 voertuie, 'n paleis en jy bly maar net in 'n open dokkie. Iets is nie reg nie. Jy dien 'n magtige God. Jy dien 'n God wat die berge en die hemele gemaak het. Jy dien 'n God wat oorvloedig kan sien. Jy dien 'n God wat gedigtig en magtig is. Jy dien 'n Vader wat die see gemaak het. Jy dien 'n Here wat alles gemaak het. Want hy sê alles wat onmoontlik is moontlik met hom. En sê Paulus nie dat ek is in alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Alles beteken alles. Iemand staan in jou pad. Sê vir die persoon langs jou, iemand staan in jou pad. En ons gaan hom identifiseer. So hier sê Matteus vir ons, die fariseërs, die skrifgeleerdes, hulle sluit sommer die hemel vir jou toe. So wees versigtig wat jy op YouTube kyk. Hallo? Jy gaan van een prediker na die volgende prediker. Jy is so confused. My broer, my suster, lees jou Bybel. Lees dit. Dis waar jou geheim is. Is dit saam met my? Nou kom ons kyk wie is hierdie persone. Daar's 3 tipe persone wat in jou pad staan. En die is 'n profetiese woord vir elkeen wat die is 'n waarskuwing.
Want dit as jy nou nie vandag 'n keuse maak nie, sal hierdie persone in jou pad staan dat jy nie 2026 sal instap nie. Hoor wat ek vanmôre sê. Nou kom ons gaan na die Bybel, Psalm hoofstuk 1. Sê vir die persoon langs jou, man, hierdie man ken sy Bybel. Psalm hoofstuk 1 vers 1. Wat sê die Bybel vir ons? 3 tipe mense wat jy moet vermy in jou lewe. Want dis November, nog net 1 maand, dis Desember, dan gaan ons in 'n nuwe jaar. Ja. En jy kan nie toelaat om met dieselfde ou pakkie in 'n nuwe jaar in te gaan nie, man. Skud hy pakkie af, man. Laat gaan nou daar. Breek hy kettinge, man. En gaan in jou belofte land. So wat sê die Bybel, my suster? Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. So hoeveel drie mense skryf ons daar? Lees dit weer. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose. Sê goddeloos is nommer 1. Goddelose. Nommer 1. Die tweede? En nie staan op die weg van die sondaars. Sê sondaars is nommer 2. Sondaars is gaan dan. En nie sit in die kring van die spotters. Spotters. Goddelose, sondaars en spotters. 3 verskillende mense wat in jou pad staan. Nou die Bybel sê hierdie sondaars, goddelose. Nou die woord goddelose beteken rahaf, beteken iemand wat sonder God lewe. Beteken dis 'n ongelowige. Nou die probleem is, hy sê die welgesalig is die man wat nie staan, wat nie met goddelose nie. Nou die probleem is, met wie stap jy? Net omdat iemand sê hy's 'n Christen, beteken nie hy's 'n goddeloos. Goddeloos kom van die woord loos en God. Beteken sonder God. So jy het vriende in jou lewe. Jy het boyfriend, girlfriend, wat met nie behoort met jou te stap nie. Vra vir die persoon langs jou, wie stap met jou? So daar sekere goddelose mense wat nie rigting het, wat jy moet ontslae raak, want hulle staan aan jou pad. Raak ontslae van hulle. Daar is mense wat twyfel in jou bring. Jy glo die Here gaan jou gesond maak, en dan kom hy niggie en hy nie. Here help my. Jy weet God het gesê hy gaan jou gesond maak. En dan kom hulle sê, het God regtig wat gesê? Die Here het vir jou gesê dat hy gaan jou suksesvol maak, en dan sê jou vriende vir jou, jy sal dit nie kan doen nie. Daar is mense wat nie in jou glo nie. Ek gee nie om wie nie in my glo nie. Solang ek in Yahweh glo, solang ek in Jesus glo, is ek in staat vir sukses. Welgesalig is die vrou of die man wat nie stap met die goddelose nie. En wat is die tweede sê? En nie staan op die weg van die sondaars nie. En nie staan op die weg van die sondaars. Sondaars kom van die woord sleg. Slegte mense. Daar is slegte mense in hierdie wêreld. En van hulle is jou, ek bedoel nie. Daar is mense wat net sleg is. Hulle wil nie die Here dien nie. Hoe kan jy 'n boyfriend hê wat nie die Here dien? En dan bid jy en sê, Here seën my. Hallo? Hoe kan jy 'n girlfriend hê wat nie die Here dien nie, en jy verwag deurbraak in jou lewe? Iemand staan
in jou pad van oorwinning? Wie staan in jou pad? Die derde persoon, wat sê is daar? Sit in die kring van die spotters. Nou spotters is wat kom en wat vir jou sê, man, daar is nie 'n God nie. Hulle maak 'n bespotting van jou bekering. Hulle maak 'n bespotting van jou pastoor. Hulle maak 'n bespotting van die dinge van die Here. Maar kom ek sê, die tye van die bespotters of die spotters is verby. Die Here is besig met 'n bo-natuurlike beweging in sy kerk. Ek weet nie of jy vanmôre in die regte plek is nie, maar kry jouself gereed. Die Here is besig om iets aan jou lewe te doen. Halleluja! Nou kom gou so my broer, kom staan langs my. Lees weer hy skrif. En lees hom stadig, ek wil hê almal moet lees, staan langs my. Okay? Wat sê? Lees dit weer. Welgeluksalig is die man wat nie wandel. Ek wil hê jy moet dit lees. Staan langs my. Like so. Okay. Okay? Welgeluksalig is die man wat nie wandel. So die eerste ding is jy wandel. Sê wandel. Wandel. Beteken daar is beweging. Jy stap. Maar die probleem, jy wandel met 'n verkeerde persoon. Ek sê, lees dit weer my suster. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose. So beteken goddelose gee jou raad. Hulle gee jou advies. Hulle sê vir jou wat 'n besluit jy moet maak. In plaas om te luister na God, luister jy na hierdie mense in jou. Wie is die stem? Daar is stemme in jou lewe wat nie in jou lewe moet behoort nie. Vandag maak ek hy stemme stil in die naam van Jesus. Hulle moet stil raak. So hulle wandel. Lees verder my suster. En die staan op die weg van die son. So wat gebeur? Jou wandel word 'n staan. Jy dink nog jy stap en dan begin jy staan. Jy stagneer. Jy's op dieselfde plek. En dis die strategie van die vyand. Hy laat jou wandel en dan met tyd saam gaan hy jou tot 'n stilte bring of tot 'n stand waar jy stil staan. Daar's niks bevordering in jou lewe. Daar is nie, jou huwelik is die mekaar, jou werk nie, jy kry nie promosie by jou werk nie, alles kom tot 'n stilstand. Iets of iemand is aan jou pad. So wat jy doen, nou begin jy sit staan. Geen beweging. Lees weer my suster, wat sê? En jy sit in die kring van die son. So, jou staan word nou 'n sit, gaan sit. Dis waar jy besef, jy raak afvallig. En die vyand werk met tyd. So jy gaan wandel. Nou omdat jy verkeerde mense in jou pad in jou lewe het, kom jy tot 'n stilstand. Jy stagneer. En as jy kom vind, dan raak jy rustig en jy sit. Sê vir die persoon, Here help my. Ek wil hê jy moet vanmôre jouself in jou hart kyk. Kyk baie diep in jou hart. Kyk vir die afgelope 2 jaar en sê, wie het in my pad gestaan? Kan ek bietjie diep gaan met die Bybel? Amos hoofstuk 3. Sê vir die persoon langs jou, hierdie profeetjie ken sy Bybel. Amos. Nou Amos kry net na Genesis en dan kry vir Amos. Amos hoofstuk 3. Vra vir die persoon langs jou, wie staan in jou pad? Wie? Iemand is besig om jou te beroof van jou deurbraak. Iemand is besig om jou te beroof van jou seëninge. Iemand is besig om jou beroof van jou finansies. Iemand is besig om jou te beroof van jou deurbrake. Iemand is besig om jou te beroof van die beste. Kom ek sê vir jou my broer en my suster, moenie gelukkig wees vir die tweede beste nie. Jy is geroep vir die beste.
Never settle for the second best. Want jy is nie 'n tweede beste nie. Jy is die beste wat die Here gemaak het. En vanmôre profeteer ek, die Here bring 'n ritme in jou stap. Jy het soos 'n slaaf gestap, maar vanmôre gaan jy soos 'n prinses, soos 'n koning stap. Daar is 'n ritme in jou voetstap. Ek weet nie vanmôre met wie ek praat nie, maar die Here bring 'n rondom. Ja. Hey, wat sê aan Amos hoofstuk 3 vers 3? Wat sê vir ons? Sal twee met mekaar wandel. Wat sê? Sal twee met mekaar Wie weet 'n wandel. ander vertaling, die nuwe vertaling? Is dieselfde. 83, gee vir ons 83, of lees dit daar vir ons? Of as jy die boodskap ook het, is goed, die boodskap sê dit baie Die mooi. boodskap sê, sal twee mense saam die pad vat. Okay, stop. Hy sê, sal twee mense die pad saam stap. So wat beteken in hierdie lewe? Die lewe is 'n pad. En daar is iemand wat saam met jou stap. Nou die vraag is, die persoon wat saam met jou stap, die regte persoon in jou lewe? Nou kom gou so my broer. Draai om, ek wil hê stap vorentoe. Stap. Daar is sekere mense. Jy wil vorentoe beweeg, maar hulle hou jou agter. Hulle oor, kyk, hy kan nie stap nie. Gaan sit my broer. Wie stap saam met jou? Daar is sekere mense wat jy moet laat gaan. Of dit pynlik gaan wees. Laat gaan hulle. Laat gaan, hoor jy wat ek vanmôre sê? Laat gaan hulle. Moenie sê, wat gaan gebeur nie. Maar ek wil net vir julle sê, daar's baie visse in die see, hoor. Daar's nie net een vis in die see nie, daar's baie van hulle. So as jy een vis gaan, laat gaan hom. Laat gaan haar. Julle weet waarvan ek praat, die ouer mense weet waarvan ek praat. So daar's baie vis in die oseaan. Laat gaan hy vis. Want daar's sekere visse wat te veel grate het. Daar's sekere visse wat teen skippe het, man. Laat gaan. Sommige, dankie my suster, sommige visse is baie glibberig. Laat gaan hulle. So as twee die pad saam stap. Lees dit weer vir ons. Ja, die boodskap. Sal twee mense saam die pad vat. As hulle dit nie voor die tyd met mekaar sou afgespreek het nie. Die Ou Testament sê om saam te stem. Want daar is sekere mense wat nie in dieselfde frekwensie van jou is nie. Hulle is nie op dieselfde golflengte nie. Hulle is nie op dieselfde dimensie nie. So sekere mense wat in hy dimensie is, wat nie aan jou behoort, jy moet van hulle ontslaa raak. Jy moet dieselfde taal kan praat. Jy kan nie sê nie, ons gaan Keetmans hoop en die persoon sê nee, ons gaan Walvisbaai toe. En julle moet saam gaan. Dis chaos. So maak seker voordat jy gaan trou. Voordat jy 'n man of 'n vrou vat. Voor jy hierdie pad gaan stap. Is 'n lewenspad. Is nie 'n maklike pad nie, maar dit is 'n pad. So jy moet vooraf beplan en bespreek. Nou jy hou van vanille en sy hou van chocolate. Nou wie is reg, wie is verkeerd? So dit is so belangrik dat wanneer, selfs as jy in 'n bediening, en dis wat ek wil praat, baie pastore of kerke begin met kerke, en kry lidmate, maar die lidmate verstaan nie die taal van die pastoor nie. Daarom is dit so belangrik dat die geestelike leier sy visie moet bekend maak aan sy kerklidmate.
sodat die wat saamstem, saam met hom die pad stap, en die wat nie saamstem, bedank en uit die kerk uitgaan. Want daar is sekere mense wat in 'n verkeerde kerk sit en jy mors die tyd van jou pastoor. Vra weer persoonlik as jy een van hulle wat jou pastoor se tyd mors. Here help my. Is jy een van hulle? Maar daar moet 'n pad wees, jy moet kan stap. Maar die probleem is, daar is iemand wat in jou pad staan. Die vraag is, wie of wat is hierdie persoon? Nou, dit is so belangrik om te weet. Nou, kom ons gaan gou nou, hoeveel van julle het vriende? Kan ek bietjie oor vriende praat? Kan ek bietjie praat oor vriende? Vriende. Nou kom ons gaan kyk gou na Job, hoofstuk 6 vers 27. Sê vir die persoon as hierdie pastoortjie ken sy Bybel, joh. Job hoofstuk 6 vers 27. Wat sê die Bybel vir ons oor vriende? Friends. Wie het beste vriende of vriendinne? Nou kom ons kyk wat sê die Bybel oor hulle. Job hoofstuk 6 vers 27. Job hoofstuk 6 vers 27. Ja, julle sou 'n wees uitloot en julle vriend verhandel. Maar nou, kyk my asseblief aan. Ek sal julle... Wat 'n vertelling is daai? 33, wat sê daai nou? Ek kan lees gou daai die Nee, die een wat ja, wat sê? Kom ons kyk gou. Julle trek oor 'n weeskind looitjies. Julle is selfs bereid om 'n vriend vir wins te verkoop. Weet 'n ander vertelling? Hierso is nog ja, nuwe lewende. Ja, wat sê? Julle dobbel oor die toekoms van 'n weeskind. Julle sal selfs julle vriend vir geld verkoop. Is jy seker die vriend is jou beste vriend? Jou beste vriend is jou grootste vyand. Wie staan in jou pad? Wees versigtig om te sê my vriend, my vriendin. Daai selfde vriend is besig om jou te verkoop aan jou grootste vyand. Dis Judas wat jou aan jou wang soen, wat jou gaan verkoop. Wees versigtig met vriende. Vriende jak jaloers. Hulle wil nie hê die beste moet met jou lewe gebeur nie. En die dag wanneer jy trou, wie hulle wat 'n skinder. Verkeerling is mos goed met skinder. Hulle is die beste skinder, ek bedoel monde. So, wanneer hulle van jou skinder, is dit 'n teken jy het jou deurbreek en oorwinning gekry. Omdat mense nie jou siene kan vat nie, dis hoekom hulle van jou skinder. Wanneer jy 'n bedreiging raak vir jou vriend, dan gaan jou vriend van jou agter jou rug skinder. So elke keer wanneer jy skinder, sê vir die Here dankie. En wat sê jy? Jy sê Here, gee vir my meer vriende wat meer vir my van skinder. Want hoe meer mense van jou skinder, hoe nader is jou deurbraak. Moet ek weer sê, hoe meer mense van jou skinder, hoe nader is jou deurbraak. Sê Here, rig meer skinder, ek bedoel monde op. Moet nou nie so heilig lyk nie. Julle weet waarvan ek praat. Hulle is daar. Hulle is rondom ons. Nou kom ons gaan kyk gou wat sê die Bybel ook van vriende. Micha hoofstuk 7 vers 5. Sê vir die persoon hierdie pastoor ken dan sy Bybel. Wow. Micha hoofstuk 7 vers 5. Wat sê die Bybel rondom vriende? Vriende, iemand staan in jou pad. So julle gaan vandag boeke lees wat julle nog nooit gelees het in julle lewe nie.
Baie mense weet nie wat in die Bybel staan nie. Eendag sê ek wil gaan lees die boek van Albertus hoofstuk 7 vers 10. Toe gaan soek hulle vir die boek van Albertus hoofstuk 7 vers 10. Lees gou vir ons Micha 7 vers 5 wat sê. Vertrou geen metgesel nie. Maak Lees vir ons die boodskap. Lees vir ons die boodskap. Hy sê dit by op die Nuwe Lewende Vertaling. Lees dit vir ons. okay, die Lees dit hard dat almal die kan. nuwe lewende vertaling. Tel jou woorde. Moet niemand vertrou nie. Nie eers 'n beste vriend of selfs jou vrou of man nie. Lees dit weer. Sê vir die persoon eina. Dis nie ek die Bybel sê so. Wat sê die Nuwe Lewende Vertaling? Tel jou woorde. Moet niemand vertrou nie. Nie eers 'n beste vriend of selfs jou vrou of man nie. Jy kan nie lees ons die boodskap. Wat sê die boodskap vir ons? Die boodskap sê, moet niemand vertrou nie. Nie eens jou man of jou vrou of selfs jou beste vriend nie. Tel jou woorde. Die Bybel sê so nie ek nie. Dis juist die vriend in jou lewe waar jy jou geheime deel. Die 83 sê, Wat sê? Moenie 'n maat vertrou nie. Moenie op 'n vriend staat maak nie. Pas op wat jy sê vir die vrou langs wie jy lê. Hey, Here help ons. Broeder. Die is 'n ernstige storie mense. Iemand staan in jou pad. Iemand is besig om jou toekoms van jou af weg te vat. Deure wat vir jou moes oopgegaan het, is iemand besig om jou deure toe te maak. Wie het jy toegelaat in jou lewe? Somebody is closing the doors for you. But today I have come in the name of Yeshua to let you know that no door shall be closed. Ek maak elke deur oop. Wat toe is in jou lewe? Die hekke gaan oop. Die vensters gaan oop. Jy stap deur 'n oop deur vanmôre in die naam van Jesus. 'n oop deur. Ek maak die deure oop. Ek maak die deure oop. Ek maak die deure oop. Sê jou God. Oh ja. Ek maak die deure oop. Come on, sing it. Ek maak die deure oop. Ek maak die deure oop. Ek maak die deure oop. Sê jou God. Ek maak die deure oop. 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 Sê jou God. Kom ons profeteer. Ek maak die deure oop. 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 Sê jou God. Ek maak die deure oop. Ek maak die deure oop. Ek maak die deure oop. Sê jou God. Ek maak die deure oop. Ek maak die deure oop. Ek maak die deure oop. Sê jou God. Sit maar, sit. Ek weet nie van jou nie. Ek hoor 'n geluid. Daar's 'n gedruis. Deure is besig om oop te gaan. Kettinge is besig om te val. Ek weet nie met wie praat ek vanmôre nie. Die kettinge val. Ja, die kettinge val. Die ketting. Ja, die kettinge val. Ja, die kettinge val. En die deure gaan oop. Oh
Ja. Sê vir die broer aan jou, my broer, jy staan in my pad. Staan op, staan op. Sê, maak plek vir my. Maak plek, ek sien die deur gaan oop. Nou ek wil hê. Luister. Ek wil hê u moet beweeg en sê, nou stap ek deur my oop deur. Kom aan, stap nou. En ek gaan loop. Die deur, stap in. Stap deur die oop deur. Stap. Kom aan, stap vanmôre. Sê ek stap. Die deure gaan oop. Ja, die kettings val. Ek stap. Die kettings val. Die